Elsa Esterhuizen en ek wens julle 'n hartlike goeiemôre, good morning vanaf my en my kollegas Rosanne en Pieter. Hartlike goeiemôre, good morning. Ons kan natuurlik ook nie vergeet van die man met 'n miljoen rand idee nie, soos altyd, minister Thys van Sail. Maandag. Goeiemôre, good morning Thys. Onthou, jy kan ook saam met ons gesels deur vir ons 'n WhatsApp te stuur. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en gesels saam. Man, Nou ja, opwindende dag julle. wat voorlê. Ja, daar is heelwat waarna jy vandag kan uitsien. Oor 'n paar minute van nou af is dit tyd vir 'n eerste eksklusiewe televisieonderhoud met die tannie van die vermiste Jocelyn Smith. So bly ingeskakel daarvoor. Dan is daar nog 'n hele paar ander goed ook waarna jy kan uitsien. Mareike Koetser kom leer ons meer oor slaapterapie vir babas. Ons verken die buitenste ruim met die skeppers van die teaterproduksie Hidden Giants en die Ramkat Mafia kom deel hulle nuwe musiekvideo. Ramkatte. Dit is so lekker, Ramkat Mafia. Dit lyk soos Thys vandag. Hy lyk soos 'n ramkat. Ek net die moves. Trend dit. 'n rustige naweek gehad, Ja, Thys. my vriend. Ai, ek gaan net sê waar toe gaan ek volgende week. Maar Rustenburg was hier. Ja, ek was wakker in Wakkerstroom. In alle verwagting is jy en Annie seker besig om Nigel toe te gaan vir julle cheetah en leeu en so Ek is aan. ook 'n cheetah, hoor. Pas Bietjie op. naweek. Luister, kom ons gesels 'n bietjie. Baie oggendstories wat ek met julle wil deel. Interessante enetjie vir my hierdie ene is, het julle nou al gehoor van 'n lipkussing? Nee. Ja. Nee, Thys, dis nie hoe jou lip voel na 'n kroeggeveg of iets nie. Maar hulle noem dit nikotienpakkies of 'n lipkussing. O, okay. Daai nuwe goedjies wat die ouens mos hier onder die lip indruk en so aan. Nou die nikotienpakkies is klein sakkies wat hulle dan nou in die tandvleis op die tandvleis geplaas word, hier onder jou lip of in jou wang. Maar dit word toenemend deur tieners gebruik as 'n sogenaamde veiliger alternatief vir rook of damprook. Maar daar's baie neeweffekte. Hulle sê hy het obviously 'n verslawende middel of iets in. Natuurlik. Die gebruik daarvan het toegeneem in die laaste jaar, veral onder Amerikaners. Hulle waarsku ook dat dit die breinontwikkeling van tieners kan beskadig, die risiko vir hartsiektes verhoog en moontlik selfs kankerverwekkende stowwe bevat. En ernstige neeweffekte is soos duiseligheid, 'n vinnige hartklop en naarheid, selfs dan net een gebruik. So wat dink julle daarvan? Wat dink julle is dit goed om te gebruik? Is dit Ek het nie eens geweet dit bestaan nie, eerlikwaar. Dis die eerste keer wat ek daarvan hoor. I've heard of it before, but only because they were doing an interview with Josh Brolin ahead of one of the films that he was publicizing. And he was saying that in his attempt to stop smoking, he actually got addicted to these patches. Dat hy in elke toneel moes hy 'n ou pakkie in die kies hê, net om met daai verslawing by te bly. And then you think about it and you go, well, this is supposed to stop my nicotine addiction, but I'm getting more addicted to these things than I was to the nicotine in the first place. Ja, sleg. Kyk, ek dink oor die algemeen rook is maar dit is van net wat dit is. Maar nou hoekom wil ons 'n plaasvervanger kry wat die addiction basies weet onderdruk? So dan word dit en met daai tipe van neeweffekte, dan sit amper veiliger maar net om aan te hou rook eintlik, want jou liggaam is eintlik klaar gewoond aan daai stof. So as jy eintlik van iets van ontslaa raak, is dit iets wat jy stelselmatig mos moet doen. So jy weet waar jy gewoonlik dalk 10 sou gerook het, rook 7, 5, 4, 3, 2, 1 en dan se ou op daai manier, maar vinniger gesê is gedaan. tackle daai rookgewoontes soos 'n dieet. Jy eet al hoe minder, so jy rook al hoe minder en los net die ding op 'n dag, jy weet, om die hele tyd die goeders te Ja. doen en nog ietsie te kry. Ek dink ook wat vir my nogal bietjie bang maak is die feit dat kinders nou hierdie produkte al sê hulle dit is net vir mense 21 en bo gemaak. Die kinders en die tieners kry hierdie nou in die hande en dit is regtig maklik om dit weg te steek, want jy sit dit in jou kies, jy ma en pa weet mos niks nie. Ek voel maar jammer vir enige Pieter. Ek dink ook natuurlik die toename in damprook, jy weet, en hoe jonk die Ja. kinders deesdae is wat wat dit Bly weg, doen. bly weg. Moenie eers begin Ja. rook nie, moenie die damprook doen nie, bly maar net weg van die dinge af. Maar as jy so Afrikaanse woorde gebruik nê Ja. vir hierdie goeters, dan klink dit amper 10 keer erger. Te doen. Soos byvoorbeeld damprook. Wat is die mooi Afrikaanse woord dan vir liphuis? Lipbalm, ek weet nie. Lipbalm. Weet nie. Lipbalm. Maar goed, julle, luister so van die ons op die as. Wat is volgens julle WhatsApp etiket? Ja. Soos wanneer om te lees, wanneer om te reply, hoe om te reply. As die boodskappe Ek het 'n groot een.
As ek nie jou nommer as 'n kontak in my foon het nie, mag jy my nie met die deur in die huis intrapslag, dankie, en vir my onmiddellik 'n stemnota stuur nie. Wie is jy? Like, I don't know you. Introduce yourself first, at least with a little line. Hi, it's so-and-so from Goeiemorgen, good morning. I'd like to chat to you about this. Then do the WhatsApp voice note thing. But if I don't know you, then if I don't know you, don't just immediately come through with a voice note. Nee. Wel, ek het ook 'n reël en dit is moenie vir my die duimpie stuur nie. Dit is iets wat ek glad nie kan hanteer nie. Nee, gebruik dan liewer die duimpie is my so onpersoonlik. It's like the emoji equivalent of K. Ja, en dis dit. K. Maar hoe voel julle oor stemboodskappe? Want ek het nogal 'n manier om soms 'n podcast te kan stuur. Gewoonlik na die mense toe wat vir my baie spesiaal is. Ja. Okay. Dan tyd in. Maar Maar ek weet baie mense is teen dit gekant. Ja, maar ek hou ook van 'n stemboodskap want Ja. ek raak moeg vir die getikkery en dan kom ons vinnig ietsie sê. Ja. Maar in die ou dae het jy seker maar 'n ou gebel of het vir hom 'n briefie gestuur, hè? Ek dink dit maak bietjie kommunikasie tot 'n groot mate 'n bietjie verleid. Jy weet, maar ag op die ander kant ook met 'n stemnota as jy kan altyd later wel ook na hom luister as jy byvoorbeeld nie dadelik 'n oproep kan neem nie. So dan is 'n stemnota baie kere, jy weet, gemaklik, maar ek is terrible met WhatsApps. Okay. Ek sê dit vandag vir ons kykers ook en wat saam kliënte, ek is super jammer. Okay, en my eie vrou ook. Ek's terrible met WhatsApp. So Bedoel jy is 'n blue ticker? asseblief tikker. Of 'n grey ticker. Jy maak dit eens oop I'm nie. just a non-ticker. Dit is so lekker naam. Hoekom het jy die toepassing op jou foon? Ag weet jy, ek het hom nodig. Van tyd tot tyd as ek self 'n stemnota wil los. Dit is sodat hy die QR-kode kan skandeer en saam met Maar Goeiemorgen dis nou een ding op die Dis stemnotas presies en daai tipe goeters, maar hoe tik jy vir iemand? Is dit ook maar ek weet e-pos het ook mos as jy nou in hoofletters tik, dan beteken dit jy's nou jy praat nou hard. Is dit maar dieselfde op WhatsApp? Ek dink nogal grammatically correct. It's important for me. Like I don't. What are you doing with all the time that you're saving writing you instead of you? Wat doen jy? Gaan jy jou inkopies doen? Gaan jy nou soveel tyd spaar as om die regte volledige woord uit te tik? Maar dit maak jou lui en veral met die kinders. Okay, so daaroor ons is klaar deur skool. Nou kry ons as tieners wat byvoorbeeld ook nou WhatsApp 'n grammar basies toepas. En dan is hulle uitvee dan dat hulle klaar aangeleer hè met hulle spraakwyses wat hulle woorde vervang byvoorbeeld. En opstelle. Ja, sy en skryf en Dit alles. irriteer my die meeste hierdie afkortings, LOL en Is dit omdat jy nie weet wat dit beteken? glad nee, ek moes nog soveel ontsyferingswerk doen. Wat die hel beteken dit? Oh Pieter, hier is vir jou ene hoor. Ek hoor hom. Nee, dis vir Elsa. Sit neer daai duimpies. Sit neer daai duimpies. Ons sal werk aan die WhatsApp etiket op hierdie program. Maar goed, miskien kan jy ook vir ons laat weet wat jy dink die WhatsApp etiket is en wat jou miskien die meeste irriteer. Ons sal graag van jou wil hoor. So skandeer die QR-kode op die skerm of maak kontak met ons op sosiale media platforms. Ons laat dit nou vir eers net daar en ons gesels net hierna verder, so maak seker jy bly ingeskakel vir die res van die program saam met my en my liewe kollegas. Ek hoop jy sit met 'n heerlike koppie koffie in die hand. Okay.